Bly my aan hier te sien. Ek voel te veel mense vra dat hulle nie twyfel moet hê in die wêreld van die nadat voorspellings oor die wêreld of verkeerd was. Is toch so belangrik vir ons as 'n kerk die homself gereed hou in enige tyd. Hier oppas om enige dagen en toch te voelen. Amen. Dat is die dit vir die herstel van die mense wat dit profeteer het en interesseer vir ons dit vir hulle self. Maar dat pensie en aangaan dit want in die Here. Amen. Ek wil net iets vroeger praat oor die stapte na wonderwerk. Stappe na wonderwerk. Ek wil 'n gedeelte, wat jy 'n gedeelte praat vandag, maar ek wil net een gedeelte van daai wonderwerk uitlig. Want ek glo dit gaan iemand sien wat in sy sin is, waar hy 'n wonderwerk van die Here noem. Wie van die wat hier is, 'n wonderwerk van die Here noem? Ons lees Matteus 14, vers 13. En toe Jesus dit hoor, het hy daar vandaan in 'n skuit vertrek na 'n verlaten plek alleen. Die skare het dit gehoor en hom van die stede af te voet begin volg. En toe Jesus uitgaan, het hy 'n groot skare gesien en innig jammer vir hulle gevoel. En hy het hulle siekes gesond gemaak. En toe dit aand geword het, kom sy disippels na hom en sê, die plek is verlaat en dit is oor die tyd. Stuur tot die skare weg, so hulle in na die dorp gegaan en vir hulle voedsel koop. Maar Jesus sê vir hulle hoef nie weg te gaan nie. Gee julle vir hulle iets op te eet. Kyk wat sê die Here hier, ek hou net van Jesus, dat hy sê, ek het net al genees, gee Here vir 'n lang kos. En dit beteken wat die Here vir ons sê, maar ons kan dit nie, ons kan nie verstaan wat hy sê, dis mos onmoontlik, Here, om hierdie ding te doen. Here sê, gee julle vir 'n kos. Maar hulle antwoord hom, ons het hier net 5 broodjies en 2 visjes. En hy sê, bring dit hier vir my. Toe gee hy die skare vel om op die gras te gaan sit. En hier is 'n gedeelte wat ek wil uitlig vandag. En hy neem die 5 broodjies, 2 visjes, hy kyk op na die hemel en hy dank. En nadat hy die brode gebreek het, gee hy dit aan die disippels en die disippels aan die skare. En almal het geëet, het versadig geword. En hulle het oorskot van die brokstukke opgetel, 12 mandjies vol. En dit was omtrent 5000 manne wat geëet het, behalwe die vroue en die kinders. En hierdie is 'n baie belangrike verhaal in die Bybel. Inteendeel, dit is so belangrik dat dit die enigste wonderwerk is wat herhaal word in al die evangelies. Kom hierdie wonderwerk voor. Saam met die opstanding van Jesus wat in al die evangelies kom hierdie spesifieke wonderwerk in elkeen voor. En dit is belangrik vir ons dat dit so herhaal word in die skrif. Want ons moet nie net oor dit lees nie, maar ons moet op elke noot, op elke woord let wat hier gebeur. Matteus 5000 mans was daar, was saam met die vrouens en die kinders reken hulle, dit was so 15.000 mense. Het was 'n massiewe bymekaarkoms. Jesus vat 5 broodjies en 2 visjes. Heel waarskynlik sardientjies wat 'n ma vir haar seun opgegee het of gegee het as 'n kospakkie vir daai dag. En ons dink aan die wonderlike uitkoms van hierdie wonderwerk. Maar ons let nie op
hoe dit plaasgevind het, en die proses om by die wonderwerk te kom. Die proses om by die wonderwerk te kom. En ons kyk na die wonderwerk en ons vergeet dat daar spesifieke dinge moet gebeur vir 'n wonderwerk om te gebeur. Jesus het nie net sy vingers gesnap en die brood het vermenigvuldig nie. Hy het nie 'n triek gedoen nie. Die Bybel sê, hy het dit geneem, hy het dit gedank, hy het dit gebreek, en hy het dit vermenigvuldig. En al dit 'n bietjie, hy het dit geneem, Hy het dit geneem. hy het dit gedank, Hy het gedam. hy het gebreek, Gebreek. hy het vermenigvuldig. Vermenigvuldig, juis. As ek eerlik is, hou ek die meeste van die dank seën gedeelte en die vermenigvuldiging gedeelte van hierdie wonderwerk. Nie soseer 'n fan van dat hy neem en dat hy breek nie. Maar die laaste twee, die neem en die breek, is nie iets wat ek God vra om met my te doen nie. So God is nie weer 'n genie wat ons vryf ouertjie na verskynheid. Ja. Ons skiet vinnig gebeure op en ons verwag dat ons moet beantwoord word. Hoe ons gedoen wil hê, wanneer ons dit wil gedoen hê, soos ons dit gedoen wil hê. Maar dit is nie hoe 'n wonderwerk werk nie. En wanneer dit nie dadelik werk nie, dan verloor ons so gou ons vertroue in die Here. Ek bedoel, ons sit mense dink nooit dat hulle 35 is met 2 kinders en hulle is geskei. Mense dink nooit dit sou met hulle gebeur nie. Jy sal nooit gedink het dat jy bankrot sal word en dat jy deur daai seisoen in jou lewe moet gaan. Jy het nooit gedink dat jy siek gaan word nie. Dat jy 'n slegte diagnose in jou lewe gaan kry nie. En ewe skielik is dit daar. Jy het nooit gedink jy gaan kanker kry nie. Jy het nooit gedink dat jou familie op so 'n plek gaan kom waar daar soveel teleurstelling en soveel pyn en soveel onvergifnis is in jou familie nie. Die lewe kom vinnig en hy kom hard. En dit voel asof alles uit mekaar uitval. En baie keer wanneer ons geen bewyse sien dat God besig is om iets te doen nie, is hy besig om iets te doen. So, ja. Amen. Ja. En wat doen jy as jy nie iets sien gebeur nie? Jy vertrou die proses. Jy vertrou die proses. So hier is 4 punte wat ek wil te gee. As jy deur 'n seisoen gaan op pad na jou wonderwerk. Die eerste punt. Hy het dit geneem. Dit is belangrik. Hy het dit geneem. Dis die eerste stap wat Jesus gedoen het in hierdie wonderwerk. Voor hy gedank het, voor hy gebreek het, voor hy vermenigvuldig het, het hy dit geneem. En die stap wat ons vermy, as ons eerlik wil wees, is om God toe te laat, om dit te vat, wat ons nie wil gee nie. Ons haat dit om nie in beheer te wees nie waar nie. Ons haat dit. Ons moet erken dat ons hou nie daarvan, om nie in beheer te wees van dit nie. Maar ons dit ons lewe organiseer, en ons moet betrokke raak in die detail van ons kinders se lewe, en in die detail van om dinge te orkestreer, en om betrokke te wees, en ons manipuleer en ons beheer ons omstandighede, ons beheer ons huwelik. Die vrou raas met die man.
En sy gee hom die skuld, en sy wys hom die probleme. Kan ek al amen kry? En ons wys al mekaar se fout uit, en ons manipuleer die uitkoms. Maar die probleem is, ons release nie ons bekommernisse en ons worries. Ons release nie ons probleem in sy hande nie. Want die eerste stap van 'n wonderwerk is dat hy nie kan kom met kry. Hy neem. Maar ons hou vas. Ons roep met angs. Ons wandel in bekommernis. Ons is uitgeput aan die einde van die dag. Ons slaap nie in die nagte nie, want ons worry. Kan ek al kry? Ons hou vas. En Matteus 11:29 sê, nee my hemelkinders. En leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele. Luister wat sê 1 Petrus 5:7, hy sê, werk al jou bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. En dis die probleem. Ons wil dit nie werk op hom nie, maar ons wil dit vashou. Vashou in ons worries, vashou in die nagte en rondom. En ons sê dit so mooi, hy sê, cast your burdens. Ja. Dis term is 'n visvang, dis 'n op en net gooi. Somebody that throws a net, he's casting a net. He releases it. And that is what it means. I need to release, I need to cast my burdens onto Jesus. Ja. Maar sê dan, hy kan nie neem as jy nie laat los nie. Ja. Wat hou jy vas vir oggend wat jy moet los? In God vertrou dit tot ons lang. Laat hy neem. Want dit is gewoon se jou onoplosbare, gebroke huwelik gee en sê, Here, ek kan nie meer verder nie. Ek gee dit nou vir U. Vat U dit verder. Maak my hand oop. Vat dit, Here. Jy sê, vertrou God, maar jy dra nog steeds swaar aan elke keuse wat mense maak naby aan jou, wat jou kinders maak. Jy lê nie nag wakker en jy worry oor hoe jy daai situasie gaan kan hanteer. En God sê, los dit. Gee dit vir my. Let it go. Gee in geloof en gaan rus in geloof. Ja. Mense sê hulle vertrou God vir hulle verhoudinge, maar dat hulle wil nie bitterheid laat los nie. Hulle wil nie die onvergifnis laat los nie. Hulle wil nie die hartseer los nie. You gotta let it go. Jy kan nie iets vir God gee en dit dan 5 minute dan maar weer terugvat in jou worries nie. Kan ek gewoon en kry? Want dis ons leer 'n lewenstyl van vertroue op God, wat ons nie kan oplos nie. Release ons en gee ons vir hom. Want ons vertrou die proses van die woord, die proses van gebed, leer om te rus in sy krag. Luister nie, so vertroue, release, is om die woord te glo, eerder as jou worries. Amen. Om jou verstand te vul met die woord wanneer die worries kom in jou lewe. En jy op die woord staan en jy dit mediteer.
Romeine 12 sê, word nie aan die wêreld gelyk vormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Hoe doen ons dit, wanneer daai bekommernis kom, wanneer daai angs in jou lewe inkom? 2 Korintiërs 10 sê, hoe hanteer jy dit? Hy sê, terwyl ons planne verbreek, en elke skans wat opgewerk word, teen die kennis van God, en elke gedagte gevangen neem. Amen. You gotta catch that worry. Jy moet hom gevangen neem. Jy doen dit wanneer hy kom, dan doen jy dit deur die woord van God oor dit. Jy neem dit gevangen, sê die Bybel, tot gehoorsaamheid aan Christus. En dis 'n dissipline wat geloof ons aanleer. Wanneer twyfel en vrees in ons lewens kom, en wanneer die leuen kom, jy gaan weer Satan weg. As die leuen kom, moet jy jou verstand leer om daai leuen te vervang met die waarheid. Om daai leuen nie te glo nie, maar deur die waarheid te glo, oorwin jy die leuen. Want die mens leer jou verstand. Jy versterk jou verstand met die waarheid. Die waarheid maak vry. Kan ek nou aanklam? Dis om te sê, die Here is 'n beheer. Dis om te sê, hy gaan my nie los nie. Dis om te sê, I've never seen the righteous forsaken, or their children begging for bread. It is to say, the Lord has given, the Lord has taken, blessed be the name of the Lord. Hy is God as dit goed gaan, en hy is God as dit sleg gaan. Dis om te kies dat hy God is aan die boorkant, en hy bly God aan die onderkant. Hy is God in genesing, en nog steeds God in die dood. Hy is God as dit geseënd is, en hy bly God as dit verlate is. En hier is dit, as ons nie die woord, die waarheid het nie, dan is dit, as jy nie die woord het nie, het jy niks om daai leuen te vervang. As jy nie die woord het nie, het jy niks om mee te beklei, om niks, om daai ding gevangen te neem. Hier sien jy, gebed leer jy om te release in geloof. Wanneer jy los, dan is die eerste stap gedoen. Hy neem dit. Tweede stap van geloof. Hy het gedank. Nee. Hy het gedank. Engels sê dit so mooi, sê, he blessed it. He blessed it. This is the one that we get excited about. Because God bless. How many of you are blessed this morning? It's a good thing. Let op dat Jesus die brood geseën het, gedank het daaroor, voor dit vermenigvuldig het. Hy het dit gedaan. Hy kyk daar in die 5 broodjies en 2 visies, en hy kyk na die 15,000 mense voor hom. En wat doen hy? Worry hy? Nee, hy dank. Hy dank. Hy dank die Here vir die 5 broodjies en 2 visies, vir 15,000 mense. Hy kyk na die min, en hy dank God. Wie van die kyk na min op die oomblik, maar hy dank nog steeds God. Because little is much when God is in it. En ons altyd vir die omstandighede om te verander, voor ons glo dat ons geseënd is,
maar die seën van die Here rus op jou lewe. Of dit goed gaan en of dit sleg gaan. And I will give you praise and I will give him thanks. Want die seën van die Here is nie in die dinge wat uitwerk in jou lewe nie. Maar die seën van die Here is in sy teenwoordigheid. Saam met jou. It's in his presence where the blessing stays. Toe Samuel Dawid self was koning. Toe stap Dawid nie terug na die troonkamer toe nie. Hy stap terug na sy skapies toe. En vir 'n paar jaar lank is hy 'n skaapopasser terwyl hy alreeds gesalf is as 'n koning. Because you are blessed. Even though you are looking after sheep. You are a king. Can I get an amen? When there is little in your life and nothing that shows, nothing that reveals it as a blessing. In die Gees is hy 'n koning. Wat jy is geseënd en jy dink, dis in die dinge wat jy het. Maar dit is in die God se teenwoordigheid in jou lewe. Dawid het teruggegaan met die teenwoordigheid van God in sy lewe. Jullie psalm wat rus op hom. Ons bid vir genesing, maar dit kom nie dadelik nie. Maar dit is in hoe jy wandel, wanneer dit nog nie gebeur nie. Dit is hoe jy wandel in jou storm, hoe jy wandel in jou pyn, wat se reaksie jy toon, wanneer daar teleurstelling is. Wanneer jy kies om in vrede te loop, terwyl niks om jou in vrede is. As ons in 'n seisoen van seën ingaan, want ons, when we are just blessed, weet jy hoe gemakkelijk word ons, as alles gaan in ons lewens. Jy hou op bid, jy hou op glo, jy hou op vertrou in die Here, want het gaan goed. En dit is hoekom God nie net ons seën om ons te seën nie, maar hy seën mense om te doen. Probleem is ons wil met sekuriteit, gemak, blydskap hier op aarde. Want ons is geroep na 'n hoër roeping. Dan ek amen te, we are called to a higher calling. Ons is geroep om in sy teenwoordigheid te wandel. Ons is geroep om sy woord te proklameer in goeie tye en in slegte tye. Preach the word in season and out of season. Ons is geroep om in 'n wêreld te wandel van pyn, in 'n wêreld van teleurstelling en van vloek. Moet ons wandel en ons moet prys en ons moet God dank en ons moet sy woord bely. Ons wandel in geloof en ons geloof lei mense na Christus toe. Hy sien jou in jou pyn en jy is nog steeds besig om God te loof. Van Charlie Kirk se vrou, die incredibelste ding wat sy gedoen het, is sy voor die hele wêreld het sy gesê, ek vergewe. Ek vergewe. En in haar pyn en sy het gekies om te vergewe en ek wil vir sê, dit het so 'n magtige getuienis geword in die hele wêreld van 'n Christian. Somebody that forgives. Praise God. It's Christ-like. Derde ding. Eerste een hy neem. Tweede een hy dan. Derde een. Dis die deel van die wonderwerk dat ons nie beleven. It's in the breaking. It's in the crushing. As jy van die blessing oor vermenigvuldiging, maar nie oor die breking nie. En ons besef dat om met God te wandel beteken nie die afwesigheid van probleme nie. Amen. Johannes 16:33 sê, dit ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld
sal julle verdrukking hê. Maar hou goeie moed. Ek gaan die wêreld oorwin. Ons sal probleme hê, maar ons het die belofte van sy teenwoordigheid wat ons nooit sal verlaat nie. En God breek ons om ons weer by mekaar te sit en om iets nuuts te bring en te laat tevoorskyn kom in ons lewens. As nou 'n mooi liedjie wat ek vanoggend gehoor het, dit sê I'm gracefully broken. Gracefully broken. Charles Spurgeon said, whenever God means to make a man great, he always breaks him into pieces first. Then he can pick up all the pieces, put you back together better than you were. Sê die Bybel nie dat die saad moet in die grond val en sterwe nie. Vir dit om te ontkiem en te begin groei. When it all looks broken in my life, He still makes something beautiful of my life. Something beautiful, something good. All my confusions. He understood. All my pain and suffering. all I had to offer Him was brokenness and strife. But He made something beautiful out of my life. Dit lyk of hy hou ons begin. En alles uit mekaar val. En daar is pyn, daar is depressie. En hy het my gesien in my gebrokenheid. Het hy my kom vat ten spyte van my hartseer en my pyn. Het hy my by mekaar gesit tot sy eer. Want nadat hy my by mekaar gesit het, uit my tragedie uit, dan gebruik hy my. Kan ek al my kry, dan salf hy my om mense wat in dieselfde probleem is, te kan help. Niks wat Satan kan doen in jou lewe, kan die roeping wat God op jou lewe geplaas het daarvan nie. Jy is geroep, jy is gesalf, jy is gekies. Nie deur enigiets wat spesiaal is van jou nie, maar deur die bloed van Jesus op die wêreld. En ek sê enigstens gebruik kan word deur God, as ek nie deur die breekproses was. Ek kan nie by vermenigvuldiging uitkom, as ek nie eers deur die breek gaan ek nie. Die druidige is pravda. As dit sal die wynrank staan, maar dit is wanneer die druif gepers word, dat die sap begin vloei en dat wyn gemaak kan word. Kan ek amen kry? Olywe is bitter en oneetbaar as dit gepluk word. En die plukproses is dit moet geskit word. Dan moet dit gesink word. Dan moet dit gesout word. En dan moet dit gedruk word in 'n pas om olyfolie te maak. We are so focused on our breakdown, but God is interested in your breakthrough. Yes. Hy is geïnteresseerd om 'n nuwe wynsak vir jou te gee. Nuwe wyn is vir nuwe wynsakke, amen. Die breekseisoen is daar om jou gereed te maak om die nuwe wyn te hou wat God uitstort. New wine is coming. Die sien is nie in die druif wat al hang nie, maar dit is in die sap wat vrygestel word. It is in the saying, I forgive. When the flavor of God is released. Fragrance of God. When the crushing
comes and I choose to operate in the Word of God. Yes. There's something about broken praise. Yeah. That releases the fame of God. There's something about a painful hallelujah. Can I get an amen? Something about that. Die salm van olie wat gebruik is om konings en priesters te salf, het gekom van gekraste lywe. Amen. En sommige van die vra God om dit te gebruik. En jy's nou in die prys besig om gemaak te word in olyfolie en in wyn. Die proses om olywe van hulle bitterheid ontslae te raak is deur dit te kruis. En sout geleek word. In die woord gesout te word in my lewe. Kan ek aanwien kry om die woord te gaan lê? Ja. En dan die woord jou gedagtes beïnvloed om te gaan lê, om gesout te word. En ek wil vir sê van jy sal nie van die bitterheid ontslae word totdat jy in die woord gesout is nie. Bitterheid gaan nie gaan voordat jy in die woord gelê is nie. Listen, the crushing doesn't destroy you, it anoints you. It anoints you. Hallelujah. Amen. God, ons dien 'n God wat niks mors nie. Hy gebruik jou hartseer. Hy gebruik die skade en hy produseer die lieflikste wyn. Die suiwerste olie. Vir die lyk die breekproses dalk so 'n huwelik wat verbrokkel, miskien 'n vriend wat jou verloor het, miskien lyk dit soos 'n familielid wat sy rug op jou gedraai het, of 'n diagnose wat jy ontvang en wat sleg is. Maar breek oomblikke is nie die einde nie. Maar daar lê nog een proses voor, nog een stap voor. Is dit nie wonderlik dat ons dien 'n God wat altyd, wat die vyand bedoel vir ons skade, Yes. draai hy om Amen. vir ons seën. Ja. Blessing is necessary, but breaking is important. Solank hy brood heel bly, kan dit nie vermenigvuldig nie. En dis wat verbrokenheid beteken. Ek kom tot die einde van myself. En my krag en my sterkte. My trots. My wil. En dis waar ek sê, Here, ek kan nie meer. Maar U kan verreinig. Yes. Verbrokenheid is waar die ware wonderwerk in ons lewens gebeur. Ja, ons verbrokenheid is daar van die hele wêreld om te sien hoe ons reageer. En dan word hulle na Christus gelyk. Oh, praise God. Wie sien maar gebroken beskoop, mag God is nog nie klaar met jou. Dan laastens vierde punt. Prys die Here. Ons kom uit 'n einde by familie daarvan. Amen. Hier maak dit plaas. Hy vat 5 broodjies en 2 visse en hy maak dit 'n fees vir 'n skare. Dat daar 12 maatjies oorbly. Wat baie keer voel soos 'n vermindering in ons lewens, is eintlik 'n vermenigvuldiging. Wanneer Jesus jou red, vermenigvuldig hy sy roeping in jou. Wanneer Christus jou genees, dan vermenigvuldig hy sy heerlikheid, sy glorie in jou lewe. Amen. Wanneer hy jou herstel, vermenigvuldig hy sy getuienis in jou. You've got a testimony now. Hallelujah.
He multiplies His glory in you when you go through through oppression. He magnifies Himself in you. Yes, amen. Jou wonderwerk gaan nie oor jou nie, maar dit gaan oor sy vermenigvuldiging. Het gaan nie oor die naam nie, dit gaan oor sy naam. Hierdie storie wat ons mee besig is, gaan nie oor brood nie. Dit gaan oor die brood van lewe. Jesus wat gebreek is. The bread that was broken. Isaiah 53:5. Is terwyl van ons oortredinge teenoor, terwyl van ons ongeregtighede sy verbrys. Straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde, het daar, deur sy wonde, het daar vir my genesing aangespaar. Die Here behaag om hom te verwysel. Amen. Tyd van Getsemane het Jesus bloed gesweet, wat hy weet waar het was, om gebreek te word. Maar dis tyd gebreekte liggaam van Jesus Christus, en die bloed wat vrygestel is, dat ons vandag genesing, verlossing, genade ontvang. Kan ek 'n amen kry? Die studies passie. Mooi. Die Bybel sê dat God behaag om sy seun gebroken te maak, sodat daai bloed kan vloei. For the joy set before him, he endured the cross. Is jy volgend bereid om te los? En vir God te gee, dat die wonderwerk kan begin. En hy kan meer. Miskien is jy in die dankseisoen of die seënseisoen en dit lyk geseënd van die buitekant af, maar jy het opgehou om sy teenwoordigheid te soek. En sy aangesig in jou lewende. Miskien is jy in 'n gebreekte seisoen van die lewe. En daar is deeltyd, daar's bitterheid, daar's hartseer. Jy mag stikkend wees, maar God sê, the breaking will not destroy. He will enlarge you. Die breking is nie die einde nie. Ek is besig om iets nuuts te bou. En dan laastens, miskien is jy in 'n vermenigvuldigingsstadium in jou lewe. Dan sê ek, Here, laat my lewe van tyd multiply in my life. Multiply your blessing in my life. Nie op steeds nie, Here, maar vermenigvuldig het by die werk. Gebruik my, Here, tussen die mense wat U om my in aanraking laat kom en laat die liefde van Jesus vrygestel word deur my lewe. Hy neem, hy dank, hy breek, en hy vermenig, vervuldig, en hy leer. Amen. Tot snel.